Vandag is Goeie Vrydag. Beste Vrydag. Ons onthou en eer ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan 'n kruis. Die erediens vanoggend is ingerig om ons lydenstyd tema van gestrooptyd te reflekteer. Die lydenstyd en vanoggend se erediens is gestroop, stil, eenvoudig gemaak om ons geleentheid te gee, eerlik en oop voor God aan te meld. Vanoggend wil ek baie dankie sê vir Roan, wat 17 jaar oud is, en ons begelei op die orgel, om ook so met die musiek van die orgel, hierdie gestrooptheid, die stilte en die eerlikheid voor God te fasiliteer. Ek wil jou uitnooi, elke keer as ons na die orgel luister en die musiek, om self direk met God te praat, in die lig van wat hy gedoen het aan die kruis, vir ons, maar vir jou.
Jesus se kruisdood staan sentraal in ons Christelike geloof. Om die kruisdood te verstaan, kyk ons weier. Ons begin by die kruisdood en ons kyk vorentoe, tot vandag, waar ons voor die kruis staan. Ons kyk nog verder vorentoe, totdat Jesus weer gaan terugkom. Om die kruisdood te verstaan, kyk ons nie net terug 2000 jaar terug nie, ons kyk ver in die geskiedenis terug en ek sien hier ons klomp kinders vandag en ek wil julle herinner, net die kinders, die groot mense vergeet niks nie. Die kinders, ek wil julle herinner, lang gelede was die Israeliete vasgevang in Egipte as slawe. Toe was daar die 10 plaag wat ek dink julle kan onthou. En die laaste plaag was die dood. Om gered te word, oorgeslaan te wees, Passover, om oorgeslaan te wees van die dood, moes 'n lam geslag word. En die bloed van die lam moes aan deurkusyne en deure gesmeer geword het. Duisende jare terug. En dan as ons die Nuwe Testament lees, is dit glad nie toevallig dat Jesus doodgemaak is presies op die dag van die Joodse Paasfees. Presies op daardie dag is Jesus doodgemaak. En voordat daardie dag nog aangebreek het, lees ons in 1 Johannes 29, Jesus se neefie Johannes die Doper. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Paasfees onthou en vier redding, bloed aanhoud. Paasfees begin 'n Exodus, die pad na die beloofde land, bloed aan hout gesmeer. Die lam bring vryheid van sonde en dood. Op Goeie Vrydag, beste Vrydag, besef ons hoe lyk oorwinning. Soos 'n lam geslag.
Ons onthou histories wat gebeur het 2000 jaar terug. Maar vandag wil ons ook vra, hoe respekteer en eer ons werklik dit wat Jesus vir ons gedoen het? Hoe eer ons hierdie slagoffer op die kruis? Ek wil vanoggend vir julle 2 aanhalings lees. Die eerste een is van Dallas Willard. Ek wil hê jy moet jou ore spits en soos wat ek lees, vra vir jouself, klink hierdie reg? Resoneer dit met my? Willard skryf, Jesus didn't die on the cross so that we don't have to. He died on the cross so that we may join him there. En dan Dietrich Bonhoeffer het geskryf, when Christ calls us, he bids us come and die. Vandag is 'n helfte van 'n erediens wat hierdie naweek gebeur. Die ander helfte gaan Sondag gebeur. Maar vandag staan ons stil in hierdie moment. When Christ calls us, he bids us come and die. En as Bonhoeffer sê, Jesus nooi ons om saam op die kruis te sterf, as dit vir jou vreemd klink, dan sal Willard natuurlik self sê, gaan toets dit aan die woord van God. En ek gaan nou vir ons baie rustig laat die woord van God oor ons vloei en die Here direk met ons praat. Matteus 16 vers 24. Toe het Jesus vir sy disippels gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Die kruis vertel en die kruis voorspel. Romeine 6 vers 8. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Die kruis vertel wat gebeur het en die kruis voorspel ook wat met ons gebeur en gaan gebeur. Romeine 12 vers 1. Ek roep julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Die kruis vertel en voorspel. Kolossense 3 vers 3. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Filippense 3 vers 10. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. Die kruis vertel en voorspel, sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. En dan in 2 Timoteus 2 vers 11 lees ons, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. En soos wat die woord ons skoon was, soos wat God se Gees deur die woord van God met ons praat, dan maak dit meer sin wat Willard en Bonhoeffer vir ons geskryf het. Jesus didn't die on the cross that we don't have to. He died on the cross so that we might join him there. When Christ calls us, he bids us come and die.
Ons onthou nie net die kruis nie. Ons word nader getrek deur ons redder aan die kruis. Ons word vanoggend nader getrek deur ons redder aan die kruis. En ek nooi julle om nou sittend saam te sing as die orgel speel, nader my God by U. Deur lyding bring U my nader, my God, by U. Die kruis het 'n magnetiese krag. Die kruis deur die eeue roep ons nader. Vanoggend is dit my grootste gebed vir elkeen van ons. Dies wat al lank 'n pad stap, dies wat dalk nog aan die begin staan, en dies wat dalk nog vir 'n eerste keer nader geroep word aan hierdie wonderwerk aan die kruis. Wanneer ons in die skrif lees van die kruis, die dood, die sterf, dan bly dit nie iets abstrakt nie. Die kruis het hierdie magnetiese krag, omdat die dood en die sterf iets beteken. Jesus, die seun aan die kruis, kom maak dit verskriklik prakties in die Bybel. Soos as sy woorde lees, dan kom verduidelik hy, hoekom trek die kruisdood ons so aan.
In Johannes 13 vers 34 lees ons die einste Jesus wat sou sterf aan die kruis. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Die kruis is die sleutel tot die goeie lewe. En Jesus se woorde word herhaal in Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En dan in die volgende vers 13, kom die verduideliking. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Die kruis is die sleutel tot die beste lewe. Die verband tussen die kruis en liefde word geëcho en bekragtig in 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Vers 17. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Ons sien in hierdie gedagte dat iets wat abstrakt voel, Jesus gaan dood vir ons gaan dood vir mekaar, ons neem ons kruis op. Hierdie metafore wat so groot klink, maak Jesus in die Bybel vir ons verskriklik prakties, wat sê, ons gaan ook vir onsself dood, ons naastes en ons verstes, en as dit nog steeds abstrakt klink, hoe om 'n lewendige offer te wees, dan verduidelik hy dit sommer amper op 'n kras manier, wat sê, as jy so om jou kyk, dan kry jy geleenthede om jou eie ek te kruisig en eerder om te gee vir iemand anders se belange. Jesus wys vir ons wat is die goeie lewe. Jesus wys vir ons wat is die beste lewe. En ons dank God vir oggend dat hy vir ons wys hoe die kruis, ek wil amper vir die kinders sê, soos 'n geheime sleutel is wat 'n mooi lewe oopsluit. Want wie sou kon dink dat die mooi lewe, die beste lewe oopgesluit word deur 'n lam wat doodgaan, weerloosheid, sterfte, voordat ons na opstanding kyk. Kom ons gesels met Jesus oor hierdie oproep van sterf soos hy. Ons volg sy voorbeeld na. En ons luister na orgelspel, 'n lied wat sê, Jesus, ons loof U, terwyl ons elkeen met die Here praat oor hierdie geheimenis, die voorbeeld wat hy vir ons stel aan die kruis. Die kruis gee vir ons teologie en etiek. En in Filippense 2 vers 1 tot 18 sien ons prakties wat is die effek van Jesus se kruisdood vir ons as individue, as huisgesinne, as 'n gemeente, as 'n land.
Die teologie en die etiek praat met mekaar. Ek lees vir ons uit Filippense 2. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy nie gelykheid aan God beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Teologie en etiek vervleg. Vers 12, daarom werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Vers 14 sê, doen alles sonder kla en teepraat. Vers 17, maar al word ek ook as drankoffer uitgegiet, verbly ek my, verbly julle ook so. Ja, verbly julle saam met my. Jesus se dood aan die kruis is heeltemal verniet, maar dit is glad nie goedkoop nie. Kom ons bid saam. Here, ons vind in hierdie tyd van die jaar, vind ons onsself in die skadu van die kruis. Ons vind ook onsself in die skadu van die kruis. Maar ons ken die storie, Here, en ons sit vandag, ons bly vandag in die skadu van die kruis, maar ons loer ook na Sondag. Ons sien ook uit na Sondag. En ons dankie, Here, dat die kruis nie 'n koue feit is in die geskiedenis nie, maar dat die kruis warm, persoonlik drup van die liefde. Aanvaar ons, Here, sodat ons nader beweeg en U dank vir 'n nuwe, goeie, beste lewe wat U die prys betaal het vir ons. Amen. Ek nooi julle om nou saam met my te staan en dan gaan ons weer met die begeleiding van die orgel lekker hard met alles wat ons in ons het reageer op hierdie boodskap deur saam die Onse Vader te sing. Julle kan gerus staan.
Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die Heer, en die sterkte en die eer, Ek wil jou uitnooi om daar waar jy staan, jou hande oop te maak, as 'n gebaar van ontvanklikheid. En dan gaan ek die seën van die Here uitspreek. Mag jy die onverwagse vryheid wat die kruis ontsluit, werklik ken. Mag jy vandag, hierdie naweek, die oop arms van jou redder raak sien. Amen. Amen. Daar's vanoggend nie koffie en tee nie, julle het nie naamplakkers gedra nie, en ek wil jou uitnooi om asseblief uit eerbied in stilte by die gebou uit te stap en in stilte te stap tot daar waar jou kar is. Vandag is helfte van die erediens. Die ander helfte gebeur Sondag, en waar ons vandag swart aan het, stil staan in die skadu van die kruis, gaan ons Sondag wit aantrek. As jy nie wit het nie, iets helder en vrolik. Daar's 'n groot kontras. Met stil Saterdag in die middel, groot kontras tussen vandag en Sondag. Sondagoggend is daar ook 6:00 die oggend, saam met al die ander Christenkerke, by die King's School Robin Hills, 'n sonsopkomsdiens, so dit begin 6:00 by die Robin Hills King's School, en jy moet daar wees met jou eie kampstoel en kombers en mis en serp, 6:00 Sondagoggend as jy so gelei voel. Gaan in vrede met die genade van die Here. Baie dankie.